Baie welkom by ons digiediens wat ons aanbied vir Sondag 29 Maart 2026. Dit is die Sondag aan die begin van die week waarin Goeie Vrydag ook plaasvind. Dit staan bekend as Palmsondag. Dit verwys eintlik na Jesus se intog in Jerusalem aan die begin van die groot lydensweek wat ons lees in Matteus 21 en die ander evangelies. Dit was eintlik 'n verskriklike mooi, of dit moes 'n baie mooi dag gewees het, 'n vrolike soort van triomfantelike dag. En ek dink die disippels het heel moeilik gedink, the plan comes together. Dinge lyk positief. Daar's reën in die lug. Dinge loop mooi, dinge loop reg. Uiteindelik gaan ons droom waar word. Hierdie vreemde leier van ons, hierdie vreemde Jesus, hierdie vreemde koning, gaan nou uiteindelik regtig die koning van die land en die wêreld word. Jesus ry op 'n donkie natuurlik wat vreemd is, want as die konings van daardie tyd nou moes iewers gaan, het hulle nou nie 'n donkie gekies nie. Hulle sou eerder die meerderwaardige perd gekies het as die minderwaardige donkie. Maar Jesus se vreemde nederigheid pla die mense nie op hierdie stadium meer nie. Hulle is opgewonde oor hom wat hier inkom in Jerusalem op die donkie. En volgens Matteus 21 en die ander evangelies wat daarna verwys, gooi hulle sommer die klere voor hom, die donkie kan maar daaroor loop, en hulle swaai takke. Johannes sê dis palmtakke, die ander drie evangelies praat van takkies, van bome. Ek dink is Lukas wat sê groen takkies, Johannes sê palmtakke. Ons aanvaar maar dis palmtakke, wat baie beskikbaar was. Hulle swaai dit rond in soort van 'n halfe oorwinnings viering vir Jesus. Maar dis die een kant van die dag. Nou natuurlik lees ons dit mos nou as mense wat die geskiedenis ken. Die disippels het dit nie geken nie. Hulle het gedink, hier gebeur die dinge nou. Dit gaan mooi loop. Ons is op 'n goeie plek vandag. Kyk hier, ons leier gaan die koning word. En die mense aanvaar dit. Maar ek en jy wat terugkyk, weet dit was ook 'n slegte dag. Want die hosannas wat die mense gesing het met Jesus se intog in Jerusalem, sou binnekort verander in kruisig hom. En die palmtakke sou baie binnekort vervang word met stokke en swaarde, waarmee Jesus geslaan en gedreig is. En nou weet ons dat Jesus dit ons nou geweet. Hy is altyd so 'n bietjie in 'n dissonansie met sy disippels. As hy sê, ek moet gaan kruis toe, dan sê Petrus oor my dooie liggaam. Wanneer almal met die intog in Jerusalem opgewonde is en vrolik en gooi klere neer en hulle swaai palmtakke, dan moes Jesus geweet het, onbetroubare palmtakke, onbetroubare klere wat op die grond lê, onbetroubare hosannas. In Johannes 2 vers 23 tot 25 lees ons dat Jesus op 'n ander keer ook vir Paasfees in Jerusalem was, en toe die mense tot bekering gekom toe hulle sien die wonderdade wat hy doen, en dan staan daar, maar Jesus het geen behaag gehad in hulle nie, want hy het geweet hoe mense is. Dat mense baie keer baie vinnig palmtakke kan pluk en in die lug rondswaai, want dit is die ding van die oomblik. Dit is wat die skare doen. Dit is die gewilde ding. Dit is wat almal doen. Dit hou ook geen gevaar vir my in nie. Ek swaai die palmtakke en deel in die opwinding. Dit is die maklike oomblikke, waarin ek 'n goeie ding doen, omdat almal dit doen. Maar die kruis is iets anders. Die kruis is 'n teken van ek doen 'n goeie ding in 'n moeilike oomblik. En ek doen dit alleen. Niemand doen dit saam met my nie. Dis die ongewilde, die vreemde ding
waarvan Petrus praat in sy eerste brief, die bywoner en die vreemdeling wat anders is. So, op hierdie Sondag word ons genooi weg van 'n goedkoop, maklike, emosionele, skare mentaliteit na 'n meer betroubare, ernstige eenkant soort van bereken die koste. Dit is nie 'n breë pad nie, dit is 'n nou pad, sê Jesus. En word ons genooi om weer te besluit dat ons eindtyd saam met Jesus verloop. Dwars deur ons lewe. Dis die eerste moment van Palm Sondag. Van palm na kruis. Van onbetroubaar na betroubaar. Van om te begin met Hosannas en te bly by Hosannas. En nie dat dit weg sal raak nie. Die tweede moment van hierdie Sondag is wanneer ons probeer om Jesus se konkrete lydensweg uit te bring by die boek van 1 Petrus. En om dit te doen, lees ons hierdie week in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deur in die saligheid. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Hom het julle lief, of julle het hom lief. Hierdie groot week is dit die een gedagte wat by ons moet bybly, ons het hom lief. 1 Petrus 1 vers 21 lees ons, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Julle geloof en hoop is op God gerig, nie op julleself nie. In 1 Petrus 2 vers 3 lees ons, julle het immers ondervind dat die Here goed is. Iemand sê vanoggend in 'n gesprek, hy wonder oor Goeie Vrydag. Dis net 'n Goeie Vrydag, omdat dit 'n Vrydag is, waarop ons herdenk dat God goed is. Dis hoekom dit Goeie Vrydag is. So soms vra mense vir my, wat moet ek doen? Ek is in so 'n snaakse tyd. Dis so dood in my. Dis winter in my gees. Ek sê lus om te bid hê. En as ek bid, is daar nie woorde nie. Soos 'n kraan wat jy oopdraai, maar dan kom die water uit nie. Ek lees die Bybel, Psalm 23, ai man, dit maak my nie meer opgewonde nie. Dis net woorde, swart woorde op 'n wit papier. Ek het net wat die koerant gelees het. Ek gaan na 'n erediens toe in 'n kerkgebou, en ek hoor die mense sing, en ek hoor die preek, en ek wil so graag deel in dit, maar werk nie vir my meer nie. Ek is in hierdie winter van my geloof. In die geestelike wêreld praat ons van the dark night of the soul. En alle mense gaan een of ander stadium, alle gelowiges gaan op een of ander stadium deur so 'n oomblik. Dis nie noodwendig dat jy heeltemal 'n dooie gevoel het nie, maar dit is nie meer soos wat dit was nie. En jy weet hoe dit was, en jy wil so graag hê dit moet wees so wees, maar jy is nou in hierdie minder lewendige tyd van jou verhouding met God. En nou is die vraag, jy weet, wat moet ek doen? Hoe kom ek hier uit? Nou, een van die standaard antwoorde sal wees, miskien moet jy net meer bid. Vroeër opstaan, langer bid. Maar terwyl dit vir iemand sê, weet jy, uit ervaring, dit is nie dit werk nie. Dit is nie die oplossing nie. Miskien moet jy meer Bybel lees. En 'n bietjie probeer om dieper te verstaan. Kry vir jou nog 'n boek saam met dit. Maar uit eie ervaring weet jy dit. Dis ook 'n moeilike ene.
Miskien moet jy net betrokke raak by een of ander goeie projek. Weet, iets waar jy barmhartigheid betoon of goed doen aan iemand. Maar ons wat daar deurgaan, weet dit is moeilike goed. Die tekste wat ons vandag lees wil ons help. En die week van Jesus se lyding wil ons daarmee help. Want hierdie week is eintlik nie groot lydingsweek. Die groot lydingsweek is verby. Groot lydingsweek was in 33 na Christus. Dis verby. Jy kan dit nie herhaal nie. Jy kan dit nie oordoen nie. Dis soos 'n eksamen. Dis verby. Klaar geskryf. Maar hierdie week, hierdie sogenaamde groot lydingsweek, is eintlik in ons taal groot onthouweek. En ons tekste wil ons daarmee help, deur vir ons te sê, miskien moet jy nie so baie in die spieël kyk nie. Want as 'n mens in 'n spieël kyk, is jy besig om na jouself te kyk en vir jouself af te vra, is ek goed genoeg? Wat doen ek reg? Wat doen ek verkeerd? Wat moet ek anders doen? Hoe moet ek anders wees? Jy is met jouself besig. En dis die gevaarlikste plek om te wees in jou verhouding met God, wanneer jy met jouself besig is die hele tyd. Daarom is die uitdaging eintlik om maar net met die kruis besig te wees. En vir jouself af te vra, hoe goed is God? Hoe is God? Wie is God? Hoe lief het God my? Sê Petrus, julle het ons immers ondervind dat God goed is. En julle weet mos, julle geloof en hoop is nie op julleself, dis op die kruis van Christus. So moenie in die spieël kyk nie. Die antwoord vir winterslape in the dark night of the soul is, hou niet op om te veel van jouself te verwag. Kyk weg, maak die spieël toe, sit die spieël weg, haal die kruis uit. Of anders, in hierdie groot onthouweek, kan jy as jy wil, elke dag nagmaal gebruik. Jy mag. Jy het nie 'n dominee nodig nie. Jy het nie 'n ouderling nodig nie. Jy kan alleen in jou huis 'n stukkie brood vat in die oggend. Jy hoef niks anders te doen nie. Jy hoef te bid nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy kan net 'n stukkie brood vat en dit breek en vir jouself sê, ek dink nou, U is goed, Here. Here, U is goed. Here, U ontferming is groot. Dankie dat ek nie nou aan die kruis kan dink en nie in die spieël hoef te kyk nie. Jy kan 'n stukkie wyn vat. En jy kan op jou eie, daar waar jy gemaklik is, 'n stukkie wyn vat. Dit op jou tong laat lê en vir jouself sê, Here, U ontferming is groot en die genade is nuut elke dag. Dankie dat ek hierdie week van myself kan vergeet, dat ek nie hoef bekommerd te wees of ek goed genoeg is en of ek die regte dinge doen, maar dat ek net na U kan kyk en weet U is goed. U ontferming is genoeg. As jy wil, kan jy dan opstaan en vir jou 'n klip gaan haal iewers. Maar dit moet 'n redelike maniertjie wees. En dan kan jy, soos ek nou gemaak het, so 'n kruisie op hom teken as jy wil. En dan, omdat ons mens maar geneig is om te vergeet, kan jy hom in jou sak sit en hom saam met jou dra.
En glo my, hierdie klip is groot genoeg, ek gaan my heel dag voel. En ek gaan hierdie klip wat ek nou hier het saam met my dra, vir die groot lydensweek, die groot onthouweek, sodat ek nie vergeet nie. En die oomblik, as ek weer in die spieël wil kyk, gaan ek die klip hopelik voel en gaan ek die spieël neersit. En weet, my geloof en hoop is op God gerig. Dit gaan hier oor die ondervinding dat die Here goed is. En dit is die grootste betekenis van die groot onthouweek. Dit wil ons wegvat van ons beheptheid met onsself, waar ons geloof en hoop baie keer op onsself gerig is, op wat ons doen en wat ons nie doen nie, en wil net ons weer sit op 'n goeie plek, waar ons weet, ons geloof en ons hoop is gerig op die kruis van Jesus Christus, die Here. Ek nooi jou uit na die groot onthouweek. Mag die Here jou seën en mag jy in hierdie dae baie intens bewus wees van die Here se groot ontferming. Tot 'n volgende keer. Mooi dag.